Hier buite Nasaret, by Mount Precipice of by die berg van die afgrond, lees ek graag vir ons Lukas 4 vers 28 tot 30. En almal in die sinagoge is met woede vervul toe hulle dit hoor, en hulle het opgestaan en hom uit die stad uitgedryf, en hom op die rand van die berg gebring, waarop hulle stad gebou was, om hom van die afgrond af neer te stort. Maar hy het deur hulle midde deurgegaan en weggegaan. Na Jesus se doop en versoeking in die woestyn, keer hy terug na Galilea in die krag van die Heilige Gees. En op die Sabbat gaan hy na die sinagoge toe in Nasaret, die dorp waar hy groot geword het. Hier vat hy die boekrol van Jesaja en lees die bekende profesie. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te bring. Hy het my gestuur om die wat gebroken van hart is te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig, en die wat verbrysel is in vryheid weg te stuur. Daarna verklaar hy, vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. Aanvanklik was die mense van Nasaret verwonderd, maar gou het hulle ongeloof hulle harte verhard. Hulle kon hom nie sien as die gesalfde van die Here nie, omdat hy die seun van die timmerman Jose was, iemand wat hulle te goed geken het. Toe hy ook aan hulle die waarheid uitwys, dat die Here se seën nie net beperk is tot Israel nie, maar ook na die heidene moet uitreik, het hulle toorn ontvlam. Die menigte mense het hom gedryf tot by die rand van die steil afgrond net buite Nasaret. Hulle was vasbeslote om hom daar af te stamp, maar niemand kon hom aanraak totdat sy uur gekom het nie. Hy het eenvoudig deur hulle midde deurgegaan en vertrek na Kapernaum, die stad wat sy nuwe basis van sy bediening sou word. Die verwerping van Jesus in Nasaret wys vir ons hoe gevaarlik is dit as ons harte verhard. Mense het die woord gehoor, hulle het die Messias voor hulle oë gesien, die profesie is voor hulle vervul en hulle het dit gehoor, maar hulle ongeloof het hulle blind gemaak. Hulle wou hom nie hê nie, omdat hy nie ingepas het by hulle verwagting en idees van hoe hulle verlosser moet lyk en wees nie. Dit is baie treffend om te merk dat Jesus nie met hulle beklei of geargumenteer het nie. Hy het net weggestap. Waar hy nie welkom is nie, dring hy nie homself op nie. Hy gaan na diegene wat bereid is om na hom te luister en hom te ontvang. Kan dit dalk wees dat ek en jy soos die mense van Nasaret is, om die Here net te beperk tot ons eie verwagtinge en om hom te verwerp, omdat hy anders is en werk as wat ons verwag?